So ek wil vanoggend begin. Ons is besig met 'n reeks, spesifieke reeks, en ek wil begin met 'n baie kort video van een van die beste finansiële strategieë wat ek in 'n lang tyd gesien het. So hier, as jy pen en notaboek het, haal gou uit, maak net 'n nota, want hierdie is baie belangrik. Jy kan hom gou vir my speel. Speaking of money, how about the $20 you owe me? Oh, yeah? Well, I only got 10, so here's 10 and I owe you 10. Thanks. Hey, Mo, you owe me 20. Well, here's 10 and I'll owe you 10. You owe me 20. Here's 10, I owe you 10. Here's the 10 I owe you. Here's the 10 I owe you. Here's the 10 I owe you. Good, now we're all even. Dis so maklik soos dit. Ons maak dit partymal so ingewikkeld. Ons moet net 'n kringetjie kry. Okay, is net 'n grappie. Is dan nie ernstig nie. Ons is in 'n reeks waar ons so 'n bietjie gepraat oor vrygewigheid. Is die reeks waarmee ons besig is. Ons noem hom 'n familie wat saam gee, saam vertrou, dis waaroor ons vandag praat en saam impak maak. Laasweek se preek gaan oor vrygewigheid is iets van 'n vrug van genade. Nee, wanneer ons genade ontdek, die Here se genade ontdek, is dit lei outomaties na 'n plek van 'n lewe van vrygewigheid. En vandag wil ek vir jou ietsie sê, die kerngedagte is vrygewigheid is die taal van vertroue. Wanneer ons vertrou ook, weer eens, dit vloei uit genade uit, maar wanneer daar vertroue in die Here is, dan kom vrygewigheid maklik. Nou, hier's die uitdaging, is navorsing wys, en hierdie is regtig so, dat ongeag jou inkomste vlak, die moderne mens vandag het 'n diep onderliggende angs wanneer dit kom by finansies. 'n Angs wanneer dit kom by finansiële onsekerheid vir die toekoms. So hier sluit nou die kinders van die Here uit, die ouens wat regtig vertrou in die Here het. Maar jou algemene miljonair, biljoenêr daar buite, Elon Musk, lê in die nagte wakker en wonder, gaan ek môre genoeg hê? Nee, daar's regtig so 'n stuk spanning, genoeg vir wat hy nou alles droom en dink. Nee, hy gaan genoeg hê om 'n sjokolade te koop, maar in sy kop is daar hierdie interne spanning van gaan ek genoeg hê? En so ons weet, dis belangrik, die volgende goed is belangrik. Dis belangrik om te spaar, dis belangrik om 'n noodfonds op te bou, dis belangrik om die regte beleggings te maak, soos en wanneer 'n mens kan. Dis goeie rentmeesterskap, nee, dis belangrik. Dit verstaan ons en dit weet ons. Maar ons 'n stappie waar jy dit net te ver kan vat. 'n Stappie waar jy net te ver gaan, en dis wanneer jou doel met al hierdie goed is onafhanklikheid. Nou, ek weet, nou val 'n paar ouens se tot af en julle verstaan nou nie, waar is ek nou nie. Bly net vir 'n oomblik saam met my, ek gaan dit in 'n oomblik gaan ek verduidelik. Onafhanklikheid sê, ons wil beheer hê oor die dinge in die lewe wat onsekerheid bring. Nee, ons wil graag beheer kan uitoefen oor daai goed wat onsekerheid in ons lewens inbring. So ons wil weet, dat as daar 'n krisis kom, as daar 'n finansiële krisis kom, as die ekonomie vou, wil ons graag weet, ek het genoeg om myself te red uit daai moeilikheid uit. Nee, dis die hartsbegeerte en dis wat ons graag wil sien in daai situasie, maar dan wat dan gebeur, uit dit uitvloei daar opgaringsmentaliteit. So 'n hou vas mentaliteit. Ek moet bære. Net vir ingeval iets gebeur. Kom ons sit net nog 'n blikkie in die spens. Kom ons grawe 'n gat in die grond en dan bou ons sommer 'n hele spens vol blikkies baked op, nee, en dan 30 jaar later het jy moeilikheid. Jy kan nie daai baked beans eet nie. Maar dis wat gebeur as hierdie opgaringsmentaliteit, want vir een of ander rede voel ons finansiële sekerheid lê in die hoeveelheid dinge waaroor ek beheer kan uitoefen. En hier's die moeilikheid, as dit ons finansiële sekerheid is, of as dit daarin gelê is, dan beteken dit die volgende, dis 'n illusie. Dis 'n illusie, hoekom? Want Murphy sê so. Nee, julle ken Murphy's law, hy sê as iets fout kan gaan dit fout, gaan ergens langs die pad, gaan daar krisis kom, ergens langs die pad, gaan daar finansiële uitdagings kom, ergens langs die pad, gaan goed gebeur wat ek nie beheer oor het nie.
En so die spanning kom en ons wil graag die Here vertrou en ons doen. Maar daar's ietsie wat partymal wil vashou en terughou en opgaar en ons wil vry wees, maar daar's partymal hierdie finansiële vrese wat ons onderkry. En so hoe ontsnap jy dit? Hoe kom jy verby hierdie stuk spanning in jou lewe? 2 Korintiërs 8. Ons het laasweek ook in hierdie skrifgedeelte gekuier, so ons is vanoggend vat ons hom net 'n stukkie verder. Vers 13 tot 15, jy kan saam met my lees. Hy sê dit beteken nie dat ander verligting kry en julle swaar kry nie, maar wel dat daar ewewig sal wees. Julle huidige oorvloed vul hulle tekort aan, sodat hulle oorvloed weer julle tekort kan aanvul. En daar so ewewig kan wees. En dan skryf hy, so is daar geskryf staan, die een met baie het nie te veel gehad nie. En die een met net 'n bietjie het nie te min gehad nie. So net gou weer recap, laasweek het ek gesê, Paulus spog hier aan Korinte oor die gemeentes in Macedonië. Hy sê hierdie ouens, hulle verstaan iets van generosity, verstaan iets van vrygewigheid te midde van hulle armoede, te midde van hulle moeilikheid wat hulle het. En dan quoteer hy skrif. Hy haal skrif aan en dis Eksodus 16 en dis baie interessant dat hy hierdie stuk aanhaal want jy ken dit eintlik baie goed. Dis die storie van die Israeliete in die woestyn waar hulle manna bymekaar maak en die manna is iets wat die Here stuur en voorsien. En dan sê die Here vir hulle die volgende, Eksodus 16 vers 16, elkeen van julle moet soveel bymekaar maak as wat die aantal persone by julle kan eet. En waarna Paulus verwys, die gedeelte wat hy aanhaal, sê eintlik is as daar 12 mense in die huis is, en elkeen eet 'n mandjie vol, dan maak jy 12 mandjies bymekaar. En as daar net 2 mense in die huis is, dan maak jy net 2 mandjies bymekaar. En so hulle wat baie het nie te veel gehad nie en hulle wat min het nie te min gehad nie. En hier is die beginsel, hier is wat die Here vir hulle sê. Hy sê vir hulle eintlik, moenie opgaar nie. Moenie opgaar nie, moenie as jy 2 mense in die huis is 4 mandjies bymekaar maak vir ingeval môre nie gebeur, die manna nie gebeur nie. En natuurlik was daar van die mense wat gedink het, jy weet, ek weet dan nie so lekker nie. As ek kan nie honger maag, is nie my ding nie. So vrou, laat niemand sien nie, maar ons sit die 2 mandjies so bo op mekaar. Ons maak eers die onderste een vol en dan die ander ene en dan hou ons hom net mooi vas dat die mense nie sien nie. Maar ons gaan genoeg, ons is beplanners. Ons gaan hom genoeg bymekaar maak. Daai volgende oggend toe hulle opstaan, toe is daar wurms in die manna. En dit vrot. Nee, en hulle hele tent stink en die vrou is vies vir haar man en sy trap hom uit en sê ek vir jou gesê ons moet luister vir die Here. Jy weet die Here kom en hy sê eintlik vir hulle, hy sê die volgende, hy sê net eenvoudig, wil julle met my elke dag vertrou vir wat vandag nodig is. Vertrou my net vir wat vandag nodig is. So imagine gou dit, hulle het vir 40 jaar elke aand gaan slaap sonder kos in die huis. En net met die wete dat môre gaan die son opkom, dit weet ons, en môre gaan die Here manna voorsien, dit weet ons. Dit vertrou ons hom voor. Nee, en is in daai 40 jaar kom die Here en hy werk met hulle harte sodat hulle 'n daaglikse beginsel van vertroue in die Here het vir vandag se brood. Vir wat vandag nodig is. En Paulus kom in die Nuwe Testament en hy kom koppel hierdie baie bekende storie wat ons het van die manna, kom koppel hy aan vrygewigheid. Hy kom maak 'n direkte verbintenis aan vrygewigheid as hy sê julle moet uit julle oorvloed gee en hierdie vrygewigheidsdaad is 'n oefening van geloof. Ons gee omdat ons die Here vertrou, die oortollige manna wat jy het, sê hy eintlik. Dit moet jy weggee. Daai oortollige manna moet jy in vrygewigheid saai. Wanneer jy in daai plek kom, is daar ietsie 'n skuif wat gebeur in jou gedagtes van 'n verstaan van die Here is nie soos 'n spaarvarkie nie. Hy voorsien die manna en ons gaar die manna op en maak seker daar's meer as genoeg en ons spaar hom en eendag gaan ons die varkie breek nie.
Hy wil gehad het, al moet iets kom van 'n verstaan van die Here is my bron. En as hy getrou was gister, gaan hy getrou wees vandag en ook môre. So ek kan vertrou. En weer eens, moenie hoor wat ek nie sê nie. Ek sê nie ons moenie spaar nie, en ek sê nie ons moet nie goeie beleggings maak nie. Daar's iets van 'n goeie rentmeesterskap wanneer dit by dit kom. Sê Here, dit wat U in my troep vertrou het, wil ek verantwoordelik en wys mee werk. Maar daar's 'n verskil tussen net opgaar, 'n hoorder word, en net by mekaar maak en dan toe hande het wat vashou vir ingeval die moeilikheid kom. Die moeilikheid gaan kom. En die Here is die ene wat ons uit dit uitlei en wat die voorsiener is. Een van die mooiste stories van iemand wat 'n goeie greep op dit gehad het, is 'n ou met die naam van George Miller. George Miller is het in die 1800s geleef en hy was verantwoordelik vir 'n klomp kinderreise. Klomp kinderreise. Hy het letterlik duisende kinders oor die jare, oor dekades het hy versorg en voorsiening gemaak, weeshuise kinders. En George het een ding wat hy vir homself net, 'n reël wat hy vir homself gehad het, wat hy gevoel het, dis hoe hy nou maar gevoel het, is hy het gevoel hy wil nooit fisies iemand vir geld vra nie. Hy wil nie by deure gaan aanklop of telefoon optel of 'n WhatsApp stuur wat hy nie kon nog daai tyd nie, maar hy wou nie vir mense vra vir geld nie. Hy het gesê ek gaan die Here vertrou. Ek gaan die Here vertrou en tog het die mense gesien die werk wat gebeur en so ouens het gekies om tog te gee en dan maak hulle kontak met hom persoonlik en sê hoorie ons wil gee vir hierdie en dan die storie gaan so is hy het meer as die helfte van dit wat hy gekry het hy weer weggegee. Weer gesaai, gesê daai ouens het ook nodig of in hierdie area wil ek graag insaai en meer as die helfte het hy weggegee. Nou dit kan half onverantwoordelik klink, nee, dit kan half jy het al hierdie kinders waarvoor jy moet omsien. En dit het gebeur meer as een keer waar hulle nie kos in die huis het nie. So een van die bekende stories rondom George Miller is jy so 'n dag waar jy weet hy klomp kinders bymekaar gekry het en hulle almal sit daar en daar's niks nie. Daar's niks vir hom te eet nie. Daar's niks brood nie. Daar's niks melk in die huis nie. En hy sê vir hulle, okay, ons gaan bid. Hy maak toe julle ons gaan nou bid en hy begin bid en hy sê dankie vir die Here vir die kos wat hulle nou gaan ontvang. Nou ek as jy soos ek is, ek dink in prentjies. Ek sien van daai ouetjies, nie maak sy oë so oop en wonder, waar gaan hierdie kos vandaan kom? Want ek weet jy's niks kos in die huis nie. Hy ryk so, hy ryk nog niks. Daar's geen brood wat bak hier, daar's niks op die stoof nie. Hy sê hierdie oom se varkies het hom verlaat, jy weet, as iets is fout. En toe hy skaars amen gesê, toe sal klop aan die deur. En dis die bakker en die bakker sê vir hom, meneer Miller, luister, ek het nie 'n oog toegemaak gisterand nie. Die Here het my wakker gemaak en wakker gehou tot ek opgestaan het en vir my gesê ek moet brood bak vir die weeshuis. En ek het die hele nag deur gebak en kom haal asseblief en dis 'n bakkie vol brood wat daar is. En hulle het net die brood alles ingedra en hierdie is 'n true story. Toe kom die melkman daar verby en sy kar breek reg voor die weeshuis. En hy klop aan die deur en hy sê vir hom, luister, kar het nou net gebreek, het gaan 'n ruk vat om hom reggemaak te kry. Hierdie melk gaan suur word. Kan julle nie iets daarmee doen nie? En hulle sê ja, loof die Here, hier is die voorsiening. Bring dit in en 300 kinders kry kos in die mooi van die storie is dis nie 'n geïsoleerde storie nie. Oor en oor het dit gebeur vir dekades lank soos ek gesê het hy op so 'n manier dit reg gekry om duisende kinders te versorg en vir om te gee. En hier is die ding wat by hom gebeur het is dat iets in sy hart gebeur. Vrygewigheid het gekom van 'n plek af waar hy gesê het ek gee hierdie weg nie omdat ek onverantwoordelik is nie. Ek gee dit omdat ek daarmee 'n verklaring maak. God is my bron. God is my voorsiener. Hy sal
alles wat ons nodig het, hy het dit nog altyd gedoen, hy gaan dit weer doen, en weer doen, en weer doen, hy gaan elke keer deurkom, en elke keer voorsien. En hy was nie verkeerd nie. J. Hudson Taylor is 'n sendeling, het hierdie stelling gemaak, hy sê, God's work done in God's way will never lack God's supply. Opgesom in Afrikaans, wanneer jy gee aan God se werk, sal hy die werk onderhou en ook jou onderhou. Hy sal altyd sorg dat daar genoeg is vir wat hy op sy hart het om te doen. En so ek wil jou vra om net op te staan. As iets van 'n hart skuif wat ons die Here voor vertrou. So as jy net vir 'n oomblik sal opstaan, die band, julle kan vir my opkom vorentoe asseblief. Ons het Vrydag het Erik ons gelei in 'n proses by die besigheidsmanne en vroue, ook oor vrygewigheid, en daar's net iets in daai oomblik wat ons beleef het, waar die Here sê, hy sê ons kan nie God en Mammon dien nie. En Mammon is hierdie is 'n mag, is eintlik 'n mag, is 'n geldgod wat die Bybel van praat. Maar in ons wêreld is daar hierdie gees, wil ek sê, van hou vas. Hierdie gees wat eintlik sê, sorg vir jouself en net vir jouself. Hierdie ingedraaide gees na binne. Terwyl die Here 'n hele ander prentjie op die tafel kom sit. Dis waaroor Paulus skryf in Korinte, en die Korinte kom uitdaag en eintlik hulle kom seën net met 'n storie van die Macedoniërs, en dan hulle kom herinner aan die tyd toe die volk in die woestyn was en hulle hierdie manna elke dag gekry het, sê daai God is die God wat ons nou nog dien. En by die besigheidsgeleentheid was daar net hierdie oomblik wat ons beleef het, gesê die Here roep ons om op te staan. Ons sê altyd, ons staan op nie teenoorgestelde gees wat die wêreld het. God het 'n gees van generosity gebring en gesê, dit is meer as om die boksie te tik, dis wat ek vir jou wil sê, is meer as om die boksie te tik, en ons, ek was vrygewig hierdie week. Dis 'n mag, dis soos gebed, dis 'n mag wat kom en dinge skuif in ons wêreld, en ek wil hê, jy moet iets daarvan hoor. Vandag kom ek hier en sê vir jou, weet jy, as jy generous gaan wees, en daar is geestelike beginsels aan hierdie, maar as jy nou vrygewig gaan wees, dan gaan die Here jou seën met soveel en so baie, en hy gaan vir jou, dan is ons voorwaardelik, dan doen ons dit weer vir onsself. Die Here kom roep en sê, jou lewe is 'n oop lewe. En ek besef, daar's dinge in hierdie wêreld en tyd en omstandighede in die ekonomie en waar die goeders is, wat ons partymal vasgevang raak in vrees en onsekerheid. Ek verstaan dit so goed soos jy. Ek beleef dit ook. Maar as asof die Here ons roep en sê, kom en vertrou my regtig. En so hier's die oefening, as soos jy staan, wie jy jou hande net so oop maak nie, net so, kan net so staan. Net so staan. So soos wat ek en jy met oop hande staan, so het Jesus met oop hande aan 'n kruis gehang. En hy het sy lewe gegee, hy het nie vasgehou gesê, Here, net nog 'n paar maande. Vader, gee my nog 3 jaar. Want net nog 3 jaar so 'n bietjie opgaar. En toe die tyd reg is, toe gee hy, en hy gee alles, hy gee sy lewe. Hy kom illustreer daardeur sy vertrou in die Vader so groot, hy sê, hierdie gee ek met die grootste liefde, en die grootste omgee, en die grootste vrywillige, blymoedige hart, want ek weet wat my Vader mee besig is, ek vertrou hom. Wat ek terug gaan ontvang is baie meer as wat ek gee in hierdie oomblik. Ek gee my lewe, maar ek ontvang die mensdom. Ek koop hulle vry weer. En vanoggend is dit wat ons, soos jou hande so oop het, kan jy net in jou hart maak jy hierdie verklaring, sê, Here, met hierdie oop hande verklaar ek, my sekuriteit is in U. Here, met hierdie oop hande verklaar ek vanoggend, behoort aan U, ek vertrou U.
Met hierdie oop hande verklaar ek vanoggend, ek wil nie vashou nie, ek wil nie in vrees vasgevang wees nie. Met hierdie oop hande verklaar ek, Here, ek wil en sal gee in die plekke waar U my vir my lei, in die plekke waar U met my spreek, Here, waar U die 10de beginsel kom neersit. Ek gaan nie vashou en terughou en opgaan. Here, ek wil in gehoorsaamheid wil ek wandel, nie om 'n boksie te tik nie, maar om 'n verklaring te maak en 'n gees iets te kom skuif teenoor 'n wêreld wat sê elkeen vir homself. Here, dis nie wie ek is as U kind nie. Dis nie wie ons is as U gemeente nie. Ons wil voor U kom staan en sê, Here, met hierdie oop hande verklaar ons. Alles behoort aan U. En my sekerheid is vas in U. Nou wil ek vir jou vra om saam met my hierdie baie bekende gebed te bid, as jy woorde onseker is oor, volg op die skerm. Onse Vader wat in die hemel is. Jy kan hardop saam met my bid. Laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.